and the angels gathered around Him and cried. Kom ons sê dit nog vanmôre. Yes, you are holy, Jesus. You are holy, you are holy, God. Oh, Ravaseta la Lavasiande. Oh, Querendo Lavasande, Kerni Kiesto la Lavasiande. Mighty Jesus. Oh, mighty God, you are holy, Jesus. You are holy, Lord. Yes, you are holy. Oh, so holy. You are holy, Lord of hosts. Ek wil vir jou vra vanmôre, terwyl ons hierdie lied sing, om dit nie in jou kop te sing nie. Maar hier is 'n proklamasie diep uit jou hart uit. Toe Jesaja voor hom staan, en hy hierdie gesig sien waaroor ons sing, toe val hy soos 'n dooie mens in sy voete neer. Want die woord verklaar dat geen mens kan ons sien en bly lewe nie. En daar in die tuin van Eden vat God verantwoordelikheid. Hy het aan 'n mens gesê wat hy gemaak het, jy sal heers oor die werke van my hande. En wat God gespreek het, is vir altyd en vir ewig onherroepelik. God sê nie 'n ding en hy roep dit terug nie. Wat hy gespreek het, sal tot stand kom. Wat hy gesê het, sal funksioneer. En ek wil jy moet vanmôre verstaan, hy maak 'n belofte daar en hy sê, daar gaan 'n verlosserkind kom. Gebore, Eva uit 'n vrou, wat die plek sal inneem van die eerste Adam. En hy gaan die wêreld van sy sonde kom verlos. Hy gaan die dood ontbind. En dit sal ek wees. Want God sê ek vat verantwoordelikheid. Maar God kon nie kom in sy glorie van sy heerlikheid nie. Hy moes kom agter 'n voorhangsel van 'n vlees. Daarom sê hy vir Maria, aan hierdie kind wat gebore word, sal seun van God genoem word. Wanneer? By geboorte sal hy seun van God genoem word. Maar jy moet hom wat noem? Immanuel. Wat as dit vertaal word beteken wat? God met ons. So wie is Jesus? God met ons. Wie is Jesus? God met ons. Wie is Jesus? Sy heerlikheid en sy glorie gaan verskyn by sy wederkoms. En net die wat gereed is, gaan verander word in die oogwink van 'n oomblik. Om hom te sien van aangesig tot aangesig in sy heerlikheid. Sien jy daarna? Dis my en jou hoop. Sy wederkoms, kind van die Here, want dan is ek ontslaaf van hierdie liggaam wat my terughou, en ek weet vir een oomblik wanneer hy kom, is ons los van hierdie wêreld en sal ons vir ewig saam met hom regeer. Kom ons sing hierdie lied nog een keer saam, en dan sing jy uit jou hart uit vir die koning wat gaan kom. Yes, you are holy, Jesus, sê dit vir hom. Yes, you are holy, God. Oh, so holy. Hallelujah.
You are holy, Jesus. Mighty Jesus. Yes, you are. Oh, so holy, Jesus. Spreek jy vanmôre tot ons, Here. Raak elke stikkende mens aan, elke gebroke hart. Yes, Lord of all. Dankie, Jesus. We worship you. Vader, dankie dat die woord verklaar wat onherroepelik vir ewig waar is. Dat elke knie van die wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, sal voor Jesus moet buig. En daardie dag sal hulle erken dat hy is die een wat hulle deursteek het, wat gekom het om die wêreld met homself te versoen. En daarom verklaar Paulus, want God het die wêreld met homself versoen in Christus Jesus. Dankie, Here, dat ons vanmôre versoen kan wees met 'n lewende God. En deur die bloed van die lam kan ons vandag in die teenwoordigheid instap. Om voor U te kom staan, vir U te sê, dankie Jesus. Vir hierdie volmaakte, volbragte werk wat U kom doen het, toe U uitgeroep het, dit is volbring. In U hande gee ek my gees oor. En daardie oomblik toe die liggaam sterwe, die voorhangsel tussen God en die mens, toe skeur die voorhangsel in die tabernakel en die tempel ook, van bo tot onder, om die weg oop te maak. Dankie dat ons vandag na U toe kan kom, net soos ons is, deur Jesus se offer. Wees U vanmôre, Here, die spreker, sal die Heilige Gees harte deursoek, gedagtes gevange neem tot gehoorsaamheid aan U. En sal U, Here, hierdie lippe wat onvermoënd is vanmôre gebruik, tot verheerliking van U naam, is my gebed in Jesus naam. Amen. Dankie, kan die sitplek neem. Kom ons gee vir hierdie klomp mense op die verhoogde hartlike hande klap. Pastor Anton is nie vandag hier nie, hierdie klomp jong mense het ons vandag hier begelei. As hy nie so jonge agter die dromme nie, maar hy is amper jonk. Maar prys die Here, maar baie dankie julle. Pastor Anton preek vanmôre by Pastor Pieter Berry se gemeente. Pastor Pieter het 'n groot rugoperasie gehad en hy is steeds nog in die hospitaal. En so ons ruil so 'n bietjie uit. Ons gee van ons pastore om daai kant te gaan preek. Sodat hulle ook daarom vanmôre bedien kan word en geseën kan wees in Jesus se wonderlike naam. Gerrit, ek is baie bly julle is vanmôre hier, hoor. Ek het julle nou eendag gemis. Jou en Eileen, die Here seën julle, hoor. Prys die Here, man. Daai ou wat daar sit, hy het 'n nuwe operasie gehad. Ek weet nie, ek gaan sy dokter bel. Want lyk my, ek dink hy voor die tyd betaal hy geld aan die hospitaal om hom te ontslaan direk na die operasie. Ek weet nie hoe hy dit reg kry nie, maar hulle neem hom nou op en dan bel hy my van die huis af en sê, hoor, ek is by die huis. Dan is dit 'n groot knieoperasie. Ander mense sukkel maande. Philip, ek weet nie, ek dink jy bid of jy's baie sterk, of jou pyndrimpel is, ek weet nie, so. Maar baie bly jy is hier vanmôre, hoor. Soos jy het nie geseer raak, staan maar op. Gaan nie vir jou kwaad raak nie, hoor. Die Here seën vir julle, almal vir julle vanmôre, ag al die nuwe gesiggies wat ek sien, die Here seën vir julle, ken nie almal van julle se name nou al nie, maar ek is so bly julle is hier. Daai dogter wat daar sit, ek is so bly jy is vanmôre saam met ons, hoor, die Here seën vir jou. Prys die Here. Nou jy kan jou Bybel oopmaak in die boek van Rigters, die 13de hoofstuk, en ons is in hierdie tyd wat ons is, ek weet nie julle al gehoor van silly season. Nou ons is in daai seisoen van die jaar wat alles so half tot stilstand wil kom. Al die kinders skryf eksamen, al die studente skryf eksamen, so almal sit met een of ander groot verantwoordelikheid wat hulle moet deurkom, maar ek is baie dankbaar dat die Here julle vanmôre gestuur het en dat julle vanmôre steeds die tyd uitkoop om hier te wees. Rigters 13, ek gaan saam met julle lees vers 12, een enkele vers, Rigters 13 vers 12. Het julle dit? Ek weet nie of jy op die bord gaan wees nie, Cindy, gaan julle regkom maar agter.
Rigters 13 vers 12. Het julle hom hier voor op die bord? Nog nie, ok. As julle hom nie het nie, kyk maar in jou Bybel, ek hoop jy het 'n Bybel hier. Rigters 13 vers 12. Daarop vra Manoag, as u woorde nou uitkom, wat moet die leefwyse en die werk, sê bietjie leefwyse, sê bietjie werk. So kan jy sien, leefwyse en werk loop hand aan hand in hierdie vers. Ok, het jy dit? Okay. Wat sal die leefwyse en die werk van die seun wees? Wat sal die leefwyse en die werk van die seun wees? Kom ons bid saam. Vader, ek wil vra dat u my sal berg onder die bloed en dat u, Here, hierdie woord lewend sal maak vir elkeen van ons. Dat u dit in ons harte sal plant, dat dit kan opkom om vrug te dra. Dat u vanmôre, Hemelse Vader, mense wat binne die konteks van hierdie kategorie sal val, dat u hulle sal uithaal, vorentoe bring. En dat u elke persoon, Here, wat ook vanmôre voel dat hierdie woord is vir hulle, dat u met hulle sal spreek soos u wil. Maar niemand van ons is gevrywaar van hierdie gedagte wat u vanmôre met ons wil deel nie, want dit handel eintlik oor prioriteite. En ek wil vanmôre vra, Here, dat u ons genade sal gee, dat ons na die prioriteite in ons lewens sal kyk, en dat ons daarop sal reageer om Matteus 6 vers 33 'n werklikheid in ons lewe te maak. Want Jesus sê vir ons, soek eers die koninkryk van God, soek eers God se heerskappy in jou lewe. Dit wat Adam moes doen. En dan sal al hierdie ander dinge wat jy nodig het op die aarde vir jou bygevoeg word. Help ons vanmôre, Here, om ons lewens te rig, om God se plan en bestemming vir ons lewens te vervul. Ek vra dit in Jesus se ewige en almagtige naam. En die volk van die Here sê amen. Ek wil graag vanmôre hierdie boodskap 'n titel gee en ek wil dit noem vasgevang tussen jou gisters en jou môre. Vasgevang tussen jou gisters en jou môre. Nou almal van ons, ek is seker almal wat hier sit, en almal wat hier na gaan luister op Facebook of op YouTube, of waar ook hulle gaan inskakel, almal van ons kan vanmôre assosieer met die effek wat 'n verkeersknoop, weet julle as dit is 'n verkeersknoop, op jou daaglikse roetine het. Ek dink nie jy sit vanmôre iemand wat nie weet en nie verstaan wat die konsep van 'n verkeersknoop vir ons beteken nie. Wie van u raak geïrriteerd as jy in 'n verkeersknoop beland? Okay, ja, is baie, daar is sommer hande wat opgaan vinnig en hoog. Ons het nou eendag in 'n verkeersknoop beland waar ek vir my tannie in die hospitaal moes gaan bid het. Ek het gery spesifiek van Pretoria af Johannesburg toe om vir haar, en eintlik na Boksburg toe om vir haar te gaan bid. Sy het in die intensief gelê en ons kon nie deur die verkeer kom nie, want die snelweë was toegemaak vir een of ander hierdie beraadse vooroefening op die snelweë, en ek weet nie die veiligheid daarvan. En ons moes omdraai en teruggaan, en toe ek in Pretoria inry, ek was letterlik 25 kilos, 30 kilos van die hospitaal af. Toe moes ek omdraai en toe ek in Pretoria ingaan, toe skryf my neef vir my 'n WhatsApp en hy sê vir my ma is nou net oorlede. So almal van ons word bewus van die effek wat 'n verkeersknoop op ons daaglikse roetine in ons lewens het. Jy trek weg daar by die huis op 'n roete met die doel, daar's altyd 'n doel, om by 'n sekere beplande bestemming op 'n sekere beplande tyd uit te kom. Jy ry mos nie net nie.
Wie van u weet hoe laat moet jy ry in die oggend om betyds by die werk te wees? Kom aan, ons almal. Okay, dis nou behalwe die ouens wat op die gronde bly. Hulle verstaan niks van verkeersknope meer nie, né? So hoor baie mooi, kind van die Here, ons het 'n beplande bestemming, wat ons op 'n beplande tydsbestek wil bereik, en daarom vertrek ons op 'n gegeewe tyd om hierdie doel te vervul, om vir daardie dag te gaan werk, of waar jy nie ook al op pad is. So alles begin goed. Jy trek weg, en alles is okay, jou radio is aan, jy's rustig, party ouens bid dan terwyl hulle ry, en ander ouens se radio is op geestelike stasies, hulle luister die woord. Maar dan skielik word hierdie proses, wat jy eintlik vooraf beplan het, skielik omvergegooi. Deur 'n onverwagse, onbeplande openhoud of 'n verkeersknoop. So jy ry nog so lekker, en dan skielik sien jy al die rooi ligte is voor jou aan, en jy stop, en dan sit jy vasgevang in daardie verkeer. Nou as jy op die snelweg ry, jy kan nou nie regtig links of regs nie. Jy kan van bane verwissel, maar daar's nie gewoonlik 'n pad om te draai nie, en veral as jy nou nog 'n plek ry waar daar 'n middelman is, en daar's 'n afdraande in die kant, en daar's 'n veld of wat, jy kan nie omdraai nie, jy's in daai gemors. Jy het jou verbind tot 'n bestemming. Jy weet waarheen jy op pad is. Nommer 3. Jy het jou lewe vir daardie dag rondom jou tyd en jou beplanning beplan. Jy het tyd vasgemaak om hierdie reis te voltooi, en op die gegewe tyd om dit te kan doen, weggetrek. Maar dan gebeur daar skielik iets. Jy word vasgevang tussen jou vertrekpunt en jou bestemming, want dit is wat dit beteken. Jy kan nie terugdraai nie. Jy kan ook nie vorentoe beweeg nie. En so word jou hele dag, jou hele beplanning vir daardie dag omvergewerp, en die tyd om jou bestemming te bereik word uitgestel. Is jy by my? So luister baie mooi. Almal van ons, party tot 'n mindere en andere tot 'n meerdere mate, verstaan hierdie praktiese konsep in die lewe, waar ons iewerster vasgevang word tussen waar ons weggetrek het en waarheen ons op pad is. Wie van julle het dit al ervaar? Kom aan, steek jou hand op dat ek kan sien. Jou laat kom, want dis wat gebeur. Nou begin jy jou baas bel en sê jy gaan laat wees. Jy begin die mense in jou afspraak bel en sê jy gaan dit nie maak nie. Jou laat kom affekteer nie net jou alleen nie. Hoor jy wat ek sê? Ek gaan dit weer sê. En as jy hier is, kan jy my amen sê. Ek sê, jou laat kom, as gevolg van dit wat daar op die pad gebeur het, jou laat kom, want jy gaan ons laat kom, affekteer nie net vir jou nie, maar dit affekteer 'n klomp ander mense om jou. In hierdie week wat verby is, het ek my kind gesê, ek gaan haar 'n sekere tyd oplaai, want sy moet by die skool wees, en sy het my gereël, en my goed is so gereël, en sy sê vir my, so ruk voor die tyd, hoorie, so ek moet eintlik nog 'n halfuur vroeër daar wees, en ek het ander verpligtinge wat ek moet nakom, en ek kom nie deur dit, en dit vat my tyd, en dit vind, toe ek wegtrek, toe sien ek gaan te laat wees, en ek skakel haar. So kan jy sien, my laat kom, het 'n invloed op ander mense om my.
Dit is hoekom ons nie daarvan hou om laat te kom nie. Want dit beïnvloed die lewens, die prosesse in ander mense se lewens wat op daardie dag met jou en op daardie spesifieke tydstip saam met jou moet verkeer. Net so het ek gedurende die afgelope tyd, en dit was my besonder opvallend oor die afgelope 6-7 maande, dat ek mense gekry het wat op 'n manier by my uitgekom het, baie van hulle weet ek tot vandag nie eintlik hoe nie, maar wat by my uitgekom het, omdat hulle in die posisie is waar hulle iewers in hulle lewe vasgehak het tussen hulle gisters en hulle môre. Mense het my kom sien met wie ons van hulle 'n lang 7-8 weke pad geloop het, met wie ek steeds vandag 'n pad loop, wie ek feitelik elke dag van my lewe opvolg om te hoor, is jy daarom nog op koers? Baie van hierdie mense het hierdie behoefte om net 'n oor te kry om na hulle te luister en 'n neutrale persoon te kry om vir jou insig te gee van waar jy op daardie oomblik in jou lewe is. Hulle het, die Engelse woord is eintlik 'n baie lekkerder woord om te sê, ken jy die Engelse woord? Ek dink die jong mense sal dit gebruik, jy het gestak. Okay, wat beteken jy het gestak? Man, jy het vasgebrand. Jy staan. Okay? Nou ek het in die duine gestak, ek en my gesin. In die hartjie, hoor my mooi, in die hartjie van die Namib-woestyn, waar daar niks is nie. Dis net sand, geesbokke, hier en daar 'n graspolletjie, en die ander klomp karre wat saam met jou is. En daar spreek my kar, en dis nie net sommer 'n kar nie. Ek meen pas so blier, jy weet daarom. Ek meen daai was 'n 200 cruiser. En hulle sê cruisers breek nie, maar ek weet van 3 wat in die duine gebreek het, so nie te veel daaroor worry nie. Maar ek weet van die ander wat ook al gebreek het. Mercedes het daai met daai kwaai wapen, hulle het hulle ook al gelos. En hier staan ons. Ek kan nie vorentoe nie. En ek kan ook nie agtertoe nie. Want ek het nuwe skokbrekers in die kar laat insit voordat ek gery het, en die pampoen, ek weet nie wat noem mense hom anders nie, ek mag nie sê die raka nie, want dan sê die Bybel, dan gaan die Bybel my aanvat, die pampoen, julle mag nie so praat nie, maar ek mag nou, want het my R50.000 gekos, het my skokbrekers ingesit, maar nooit die boude. Ek dink hy was te lui om sy boude te buig, om onder mooi in te kom. Dit nooit behoorlik vasgemaak nie. En toe ons daar in die middel van die duine is, op pad na Walvisbaai toe, 480 kilos in die woestyn, tussen niks en nêrens, toe breek die voertuig. Ons kan hom nie regmaak daar nie. Dis laat in die middag. En daar staan ons. Al die ander karre is so vol gepak, want jy vat alles saam, dat niemand het plek vir jou nie. Gelukkig het my neef, en hy ry 'n Jeep. En sy vrou is bang. Elke duin op en elke duin af is traumaties. En haar vrees blok my neef. En hy sit vas aan mekaar. En aan mekaar en aan mekaar. So asseblief moenie 'n Jeep koop nie.
Ook nie 'n 200 nie, want hulle breek daar. Hy het gelukkig sy sitplekke agter uitgehaal. En hy kon my vrou en my 2 dogters agter in die kar sit. En hulle het vir die res van daai trip op komberse agter gesit in daai Jeep. Maar weet jy wat is my verbasend? Van daai oomblik af, die gewig is nou 3 mense ekstra. Toe kom André by elke duin uit. Want as Hanlie sê, woe, pas op, my man, dan sê my vrou, trap hom. En Sionay skree op André, gaan. Jy gaan dit nie maak nie, trap hom. En Candice is agter en sy sê, oom, jy moet gaan, hierdie duin is hoog, oom. En hulle overrule ou Hanlie. En dan sien jy daar gaan hy Jeep en dan sê uit en tot hy bo is en dan cheer almal die onder hom. Wat gebeur nou? Hoekom? Die vrees is weg, die negativiteit is weg. Hoekom? Want God sê, daar is 'n bestemming om te maak, kind van die Here. Jy het vanmôre 'n bestemming om heen te gaan en jy moet by jou bestemming uitkom en jy moet verstaan vanmôre wat hierdie woord vir jou sê. Jy moet nie gestak raak iewers tussen jou begin en jou einde nie. Jy moet begin en jy moet klaarmaak. Al kruip jy oor daardie lyn, jy moet dit maak, kind van God, want hy het jou bestem vir 'n groter saak as hierdie wêreld, man. Ons probleem is, ons hak vas. En daar's baie redes vir dit. In Rigters 13 vind ons Israel wat oorgelewer is in die hand van die Filistyne en vir 40 jaar raak hulle gestak. Die Filistyne heers oor hulle. Die volk se lewe is ontwrig omdat hulle weer eens God verlaat het. Dan ontferm God hom vir die soveelste keer oor hulle en begin God met sy plan om Israel te verlos. Weet jy, God het 'n plan vir jou lewe. Dit maak nie vanmôre saak wat jy beleef nie, wat jy ervaar nie. God het 'n plan. Ek wil teruggaan na die cruiser toe. Hannes en Ediard gaan haal die kar met sy bakkie en die gids is 'n bakkie. En toe hulle daar kom, ek gaan na Toyota toe, ek sê vir hulle, hoor hierso maats, hierdie kar staan daar en dis wat gebeur het. Hulle sê, oom, hierso is die onderdele wat jy nodig het, ek betaal R7.500 vir die goed. Ek sê, is julle seker? Hierdie grootte van hierdie moer wat daar moet losgemaak word, is die regte ding. Ja, nee oom. Ons is mos Toyota. Ek gee jou een raai toe hulle daar kom, wat gebeur? Hy pas nie. Maar Here het 'n plan gehad. Hy vervang iets op sy kar, sy bakkie, en hy het 'n bout oor. En hy sit met hierdie bout en hy wonder, ag, wat gaan ek nou met die ding maak? En hy gooi hom aan sy kus, op die bakkie. En toe hy daar staan, en hulle kort hierdie bout. Toe onthou hy, ek het 'n bout, wat agter in die kar lê. Want God het 'n plan gehad. En hy haal die bout uit. En die bout pas nie heeltemal nie, maar hulle maak hom pas. Cable ties, lappe, draad, enige ding. Jy kan hom daar regmaak met 'n draad en 'n blou tang. En hulle het hom uitgebring. As daai bout nie daar was nie, wat God daar geplaas het, sonder dat my broer het eers geweet het nie, het ons nie uitgekom nie. God het 'n plan vir my en vir jou lewe. In Rigters 13 vers 2 staan, en daar was 'n man uit Soria, uit die geslag van die Daniete,
met die naam van Manoag, en sy vrou was onvrugbaar en het geen kinders gehad nie. Hierdie vrou, in daardie era, het geen aansien gehad nie, want sy was onvrugbaar. Hierdie vrou was verag onder die ander vrouens. Hierdie vrou was eintlik geminag onder die mans. Vir die hoeveelste keer in die Bybel lees ons dat God, ek noem dit die odd one out, die onwaarskynlike, gebruik om sy doel te vervul. God gebruik nie die waarskynlike nie, maar hy gebruik altyd die onwaarskynlike, sodat hy geëer kan word. Is julle reg? En terwyl Manoag se vrou iewers alleen is, ek neem aan die volgende geleentheid sê, toe sy in die veld was, sy was waarskynlik weer as dalk die plek waar sy gebid het, verskyn die engel van die Here aan haar en sê vir haar in vers 3 tot 5, hoofstuk 13, kyk, jy is onvrugbaar. 'n tipiese voorbeeld van Israel, se geestelike stand in daardie dae, jy is onvrugbaar. Is dit nie maar waar ek en jy ook dikwels is nie? Ek praat van 'n geestelike onvrugbaarheid. 'n Geestelike onvrugbaarheid omdat ons nie die koninkryk uitbou nie. Jy is onvrugbaar en het geen kinders gehad nie, maar daar's 'n teenstelling. Vrou, jy moet verstaan, ek ken jou pyn, ek ken jou smarte, jy's kinderloos, jy's onvrugbaar, jy het geen kind tot nou toe gehad nie, maar die tyd het aangebreek. Jou gebede is verhoor. Ek het jou pyn gesien. Ek het die stryd waardeur jy kom ervaar in my gees elke keer as jy met my praat. Maar jy sal swanger word en 'n seun baar. Neem jou dan in ag. Slaan hierop, hy gee hier aan aandag. En drink geen wyn of sterk drank nie. En eet niks wat onrein is nie. Want kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar en geen skeermes mag, dis 'n opdrag, oor sy hoof kom nie, want dis die rede, die seun sal van die moederskoot af, sê moederskoot, 'n Nasareer van God wees, en hy sal Israel begin verlos uit die hand van die Filistyne. Sê Amos, die 3de hoofstuk, vers 7 nie vir ons, God doen niks, tensy hy sy raadsbesluit aan sy knegte openbaar nie. Hoekom doen God niks? Hy kan ons enige ding doen, tensy hy sy raad, sy doel, his purpose, sy planne aan iemand openbaar nie. Want God het in die tuin van Eden vir Adam gesê, jy en Eva is my heersers. En wat kan God nie doen nie? God kan nie lieg nie, en God kan nie teen sy eie woord gaan nie. Kon God die duiwel in die tuin van Eden in een oomblik uitgeklee het, ja of nee? Hoekom doen hy dit nie? Want hy het gesê, mens, jy gaan my koninkryk op aarde vestig. Daarom moes hy 'n tweede Adam in die wêreld inbring, sodat hy die sonde van wat Adam veroorsaak het, kan kom wegneem het. God doen niks, tensy hy sy raadsbesluit aan iemand openbaar nie, want God regeer altyd saam met sy uitverkorenes.
God werk altyd deur mense. Hy gebruik wie hy bestem en voorberei het vir 'n spesifieke taak. En dit moet ek en jy begryp vanmôre. God het 'n plan wat hy wil deurvoer, en om daai plan deur te voer, het God 'n mens gemaak vir hy purpose. Dis wat die Bybel sê. Hier is 3 mense ter sprake met wie God hier praat. Nommer 1, die twyfelende Manoag, want hy gebruik die woordjie as. Nou wat sê ek vir jou, as ek vir jou sê, hoor hierso, die Here gaan vir jou geld gee vir jou kar se paaiement hierdie maand. En jy sê vir my, nou as die Here dit nou vir my gee, wanneer gaan hy dit doen? Glo ek of glo ek nie? Daar's 'n verskil tussen as en wanneer. Maar Noag vra nie en sê wanneer u dit doen nie, maar Noag kom in sy twyfelagtige geloof en hy bly elke keer vir die engel sê as. Tot nadat God aan hom, die engel aan hom verskyn het en hy gesien het hoe die engel in die hemel opgeneem is, sidder hy en hy sê ons het God gesien en ons gaan sterwe. En sy vrou sê vir man, skud jou bene reg. Jy rattel. Kry jou geloof in orde. Hoe sal God vir ons hierdie opdrag gee en nou sê jy, hy gaan ons doodmaak? Kan julle sien teenstrydig? So hier's 3 mense, hier's 'n vader wat so bietjie twyfel, hy's eintlik klein gelowig. Hy het nie geloof nie, hy's klein gelowig. En dan kry jy hierdie onvrugbare gelowige ma. En dan kry jy 'n seun wat uit hulle gebore word, wat deur hulle opgevoed word met 'n spesifieke doel en 'n spesifieke opvoeding om God se planne vir daardie tyd uit te voer. Daarom vra Manoag, as u woorde nou uitkom, kan jy sien, daar's die as u woorde nou uitkom, vers 12, wat moet die leefwyse en die werk van hierdie seun wees? So, God vat vir Manoag en sy vrou, en God het 'n plan om Israel uit die hand van die Filistyne te verlos, en hy kies 2 mense met die regte karakter, met die regte geloofslewe, met die regte verhouding met hom, om 'n derde persoon in die lewe in te bring, om God se bestemming met betrekking tot Israel te bereik. In Jeremia 1 vers 5 staan geskrywe, God sê vir Jeremia, ek het jou geken, sê bietjie geken, voordat jy in die moederskoot gevorm is. So wanneer het God jou geken? Kom aan, praat maar met my. Voordat jy in die moederskoot gevorm is. So wanneer het God jou geken? Koei, Julie. Voordat jy en ek in die moederskoot gevorm is, het God jou geken. Weet jy, God het geweet, voordat my ma en pa by mekaar gekom het, dat ek hierdie gemeente hier gaan sit. Hy het geweet, ek gaan die nasionale kerk, daai jare in 1999 tot nou, verlede maand, lei. Hy het dit geweet. Hy het my geskei van waar ons gewoon het op die plaas, om reg langs Pastoor Justice Beetge in te trek, sodat hy my kon skool en kon leer. My hart was, ek gaan nog baie besighede hê, en ek wil daarom nog 'n paar sportskarre ry. Ek het dit gedoen, maar dit is useless.
So God het jou gemaak vir 'n purpose. Hy sê in Jeremia 1 vers 5, ek het jou voor jou geboorte afgesonder vir my werk op hierdie spesifieke tyd. Daar staan die skrif. Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken, en voordat jy uit die liggaam voortgekom het, voordat jy gebore is, het ek jou tot 'n profeet vir die nasies gemaak. Dis nie net hy wat dit sê nie. Psalm 139 verklaar Dawid, elke dag van my lewe is geskryf in God se boek voordat daar een was. So ek en jy lewe ons lewe te lekker, maar ek besef nie, God het my lewe vooraf beplan om iewerster met my iets te doen nie. En baie mense mis dit. Hulle violate dit. Hulle besef dit nie. En dan word hulle vasgevang in hulle gisters en tussen hulle gisters en hulle môre, en daar staan hulle gestak. Iemand sê vir my in hierdie week wat verby is, 40 jaar lank het ek gebid oor hierdie saak. 40 jaar. Jy, hoe lank is 40 jaar? Hier sit 'n klomp jong mense wat nog nie eens daar is nie. Daai persoon sê vir my, 40 jaar is dit waarna ek uitgesien het, en nou is my lewe geposisioneer om vorentoe te gaan. Gestak. Tussen gister en môre. Net so is elkeen van ons geskep vir 'n tyd soos hierdie. God vat die swakste, weet jy, God het nogal 'n sin vir humor hoor. Hy vat die swakste stam in Israel om die sterkste man in Israel op te wek. Is dit nie kwaai nie? Hy vat die swakste stam, die stam van Dan, in Israel, om die sterkste man met die naam van Samson tot geboorte te bring, om groot te maak, sodat hy sy volk kan verlos. Hoekom? Want die skrif sê, wanneer ons swak is, dan is ons sterk. Ek het in my eie lewe gesien, wanneer ek nie die uitkoms sien nie, en jy vra die Here om jou te help, dan help die Here jou op sy manier. Want wanneer ek en jy over en out is, ek sê altyd wanneer jou boude die teerpad vang, dan is ek en jy eintlik op die regte plek. Want wanneer verander 'n mens? Kom sê vir my, wanneer verander enige mens? Eers wanneer ek en jy aan die einde van onsself gekom het. Solank as wat ek nog oplossings het, solank as wat ek nog oplossings kan bied, solank as wat ek nog myself kan help, het ek mos nie God nodig nie. Kom en hoor wat ek sê. Of ons dink ons het nie. Dis 'n gevaarlike plek om te wees. Die ouers en Samson, en die woord Samson beteken letterlik son, moet afgesonderd leef, dat is 'n voorwaarde. God sê vir die vrou, jy gaan hierdie kind hê, maar jy, terwyl jy in hierdie proses van swangerskap is, moet jy na jouself kyk. Want die kind wat gebore gaan word, sal 'n Nasareer vir my wees. Met ander woorde, hy sal 'n afgesonderde, heilige mens vir my wees om my take te vervul. Mense, ons kan nie God se plan vir ons lewe volbring as die tuinslang waardeur God moet blaas met sy gees verstop is binne nie. En sonde verstop ons lewe. Ongehoorsaamheid verstop ons lewe. Afvalligheid van God verstop ons. Weet jy, die dinge van hierdie lewe wat jou prioriteite verstop jou pyp. Hy moet uitverkoop aan God wees. Uitverkoop tot sy roeping en uitverkoop tot sy lewensmissie.
En so word Samson gebore en groei hy tot volwassenheid, gereed vir God se werk, bestem tot 'n groot taak, voorbeskik om Israel se vyande uit te klee. Vers 24 en 25 gee vir ons die effek van hierdie afgesonderde lewe en sleutel vir ons hoe Samson sy taak, sy roeping moes vervul. En die kind het groot geword en die Here het hom geseën en die gees van die Here het hom begin drywe in die laar van Dan tussen Soria en Estiol. So wat doen God hier? Hy het hom nie net geroep nie, maar God gee hom die krag vir die werk wat hy moet doen. God rig hom op. Hy sit hom tussen ouers. Om te gaan doen wat hy moet doen, berei hy hom voor. Hier's 'n klomp mense wat vanmôre hier sit en elkeen van ons het 'n voorbereidingstydperk in ons lewe deurgegaan. Miskien is daar iemand wat dit nou deurgaan en goed gaan nie so goed met jou nie en jy vra en jy kyk rond en jy sê, maar waarom? Here, waarom is dit so dat al die dinge met my gebeur? God is besig om jou voor te berei. Hoeveel keer het ek nie in my tienerjare voor my bed gaan buig, my kamerdeur toegemaak en net voor die Here gehuil en dan uiter ek hierdie woorde, waarom ek, Here? Kom aan, wie van julle het al daai ou vraagie gevra, waarom ek, Here? Kom aan, is daar so iemand? Nou, is daarom 3. Kom aan, wie het dit al gesê, Here, waarom ek? Tot die dag dat die Here vir my sê, waarom nie jy nie? Wil jy nou hê dit moet Piet gebeur, jou pel gebeur, sodat jy kan vrykom? Toe besef ek, God skuld niemand niks. En weet jy, ek wil ook vanmôre vir jou sê, die wêreld skuld jou ook niks. So baie mense dink die wêreld, gister loop ek weer op 'n plek, ek gaan laai die ou mannetjie uit my tuinwerk af en toe ek stop op 'n plek, toe kom daar 'n mannetjie na my aangeloop en ek is haastig en ek het regtig nie geld by my nie. Hy sê vir my, weet hy hou sy handjie daar en hy soek 'n geldjie en hy kyk, ek sê vir hom, hoor jy, boet, ek het nie 'n rand geld hier by my nie. En hy sê, hierdie hele Suid-Afrika het vandag lyk my nie geld nie. Ek sê vir hom, hey, kom hier. Ek sê, wat skuld hierdie hele Suid-Afrika jou? Dis dalk tyd dat jy jou dwelms los en begin met jou hande te werk en vir God te vra om jou deur hierdie proses te help. Ek sou dit nou nie vir hom gesê het as hy nie so parmantig was nie. Ek sal hom eerder probeer help. Maar iewers moet hulle ook die waarheid hoor. OK? Vasgevang tussen sy gister en sy môre. Hier is hy gestak. Hy moet sy handjie by 'n venster hou om te sê, help my. Dink jy God het nie die vermoë om my kind te help nie? As hy wil. Hier sit mense vanoggend in hierdie saal, man, hulle het vir my gewerk, dan staan die dagga rookbolle daar by die gate van die fondasie uit, jy kan nie aan naby kom, jy verstik as jy daar naby kom. En dan moan hulle oor hierdie gate in die turf, en sê ek, grou jou klein pes, dat jy kan maniere leer. En ek praat van gate oor 2 meter diep, 1 meter wyd, binne swart turf, droog, dit is so hard soos 'n klip, jy kan net met 'n pikstuk ingeslaan nie. En daar in die gat, iewerster, tussen sy gisters en sy môre, toe raak hy bewus, ek het 'n toekoms. Want ons verwyd hom nie, ons gooi hom nie weg nie. Hier's 'n ander een wat hier is, hy is net nie vandag hier nie, maar ek meen, hy lyk regtig of jy met 'n kommik van bo en agter al die kante afgeslaan het. Toe ek met die Land Cruiser buitekant stop, waar ek hom gekry het om iewers op pad Johannesburg toe by 'n McDonald's gekry, want die kind het van Johannesburg af gekom met 'n geleentheid en hy het my daar gekry, dus ek kry my daar, is nader vir jou. Die Here gee my 'n parkering reg voor die plek waar hy sit en hy sien, hier stop 'n Land Cruiser bakkie, 'n V8 bakkie en ek klim uit daai ding uit en ek het daai tyd sommer 'n baadjie en 'n jean aan en hy sien, hoor, hier kom 'n boer. En toe by daai deur inloop, toe kyk ek net so rond en ek sien, ok, nee, dit moet hierdie maat wees wat hier sit en ek loop na hom toe en ek sien, hy shake so groot soos hy is, ek weet nie hoekom, is die gees van die Here. En hy begin sy hele stories, is links en is regs, en hy vertel my al sy stories, en ek stop en ek sê, hoorie, so jy slaan rondom die bos, jy is beradingswys.
gevlug uit Engeland uit, weggegooi deur almal. Niemand wil hom hê nie. Moeilike seun, op dwelms. Ek begin met hom deel, net daar agter daai ou bankie, agter daai ou tafeltjie wat ons sit, begin ek met hom praat soos 'n pa met 'n seun, en die volgende oomblik toe skiet daai oë vol trane en hy gee sy hart vir die Here, en daai kind dien vandag nog die Here. Ja, ek het hom al hier in die gang teen die muur opgetel. Ek wou hom vermoor, so kwaad het ek vir hom geraak, maar God het hom gered, man, en ek dank die Here dat hy Jesus lief gekry het. Jy sien, kind van die Here, God het vir hom 'n bestemming. Hy het vir jou 'n bestemming, hy het vir my 'n bestemming. God gaan jou krag gee. Dan sien ons hoe Samson se lewe omvou in 2 dele. Rigters 14 en 15 is voor Gaza en die gebeure na Gaza, Rigters 16. Maar let op, die lyn van sy lewensverhaal wentel, dit vleg tussen 3 verhoudinge deur, 3 verhoudinge met vrouens. Dit was Samson se downfall. Samson se roeping word verydel. Ten spyte van sy gelofte van afsondering en heiligheid, lei sy in sy ligsinnige benadering tot die ontoereikendheid van sy regterskap om 'n langdurige verlossing vir Israel te bewerk, want hy's te vasgevang in hierdie vreeslike lewe. Hy verontagsaam God se wet en ignoreer sy ouers se misnoë deur 'n vrou uit die Filistyne te trou en later weer 'n vrou met die naam van Delilah. En weet jy wat is interessant? Die Bybel gebruik die woord vrou hier. En is waarskynlik Samuel wat daai boek geskryf het. En Samuel kyk terug en hy sien wat hier gebeur en hy sê ja, dit was 'n deel van God se plan dat hierdie goed gebeur het, maar die wet het gesê jy mag nie met so 'n vrou trou nie. Maar die beste van alles wat jy moet verstaan is, die woord vrou wat hier gebruik word, verwys nie na die maagdelike reinheid van 'n jong dogter, 'n meisie nie, maar dit verwys na 'n vrou wat reeds in daardie tye met 'n man omgang gehad het. So wat doen Samson? Hy's betrokke by hierdie huwelik, by hierdie verhoudinge van 2 vroue, kind van die Here, wat nie in die orde van die wet van God was nie. En so breek die dag vir hierdie huwelik aan. En vir die tweede keer verontagsaam Samson die reinigingsgeloof waar die gelofte wat hy gemaak het. Rigters 14:11 sê, hy hou 'n maaltyd soos die gewoonte by die jong manne was. En toe hulle, die familie en die vriende van die vrou, want hy's daar, hom sien, neem hulle 30 vriende om by hom te wees. 30 vriende om saam met hom partytjie te hou. Nou julle, hy's 'n Nasareer, wat mag hy nie doen nie? Hy mag nie alkohol gebruik nie. Ek sê nie, hy het dit gedoen nie. Maar hy orkestreer hierdie hele partytjie, hy reël hierdie hele partytjie buite sy afsondering wat hy behoort te doen. En hier begin Samson se stryd met die Filistyne. Hy gee hulle 'n ligsinnige raaisel oor heuning wat hy in 'n leeu se karkas wat hy doodgemaak het op die pad gevind het. En hy gee hulle hierdie ligsinnige raaisel en hy sê, as julle hierdie raaisel in die volgende 7 dae, want dit is so lank hy party aangehou het. Ek is nogal bly, ek is nie 'n vrou in daai tyd gewees, want kyk, jy moet dan reg staan vir 7 dae hoor. OK. Connelly, hoe gaan dit wees? 7 dae aan mekaar. So kyk mooi wat gebeur hierso. Hy sê vir hulle, as julle hierdie raaisel reg het, gee ek julle elkeen 'n stel klere, is 30 stelle klere. Maar as julle dit nie kan doen nie, gee julle my elkeen 'n stel klere, dan het ek 30 stel klere. En die Bybel sê nie by die 3de dag skud hulle kop, daar's nie 'n manier, ons weet nie wat jy sê nie. Ons kan nie die raaisel oplos nie. En wat doen hulle toe? Want onthou, dis 'n Filistyn. En weet jy wat? Daai selfde nasie bly nog vandag in Gaza. Dis hulle teen wie Israel veg. En hy klomp Filistyne sê vir die vrou, hoor jy ou sussie? Jy beter uitvind wat is die antwoord op daai ding, want ons gaan nie die klere vir hom gee nie. So ek weet nie wat sy vriende is dit nie. Hulle het hom 30 vriende gegee. En hulle sê vir die vrou, ons gaan jou en jou ma en jou pa doodmaak. As ons nie die antwoord op hierdie saak het voor hierdie 7 dae verby is nie. Nou wil ek die sissies hier vra, wat sal julle doen as julle nou so 'n dreigement ontvang?
Die Bybel sê, en sy het by hom geneel en geneel en geneel en geneel, en elke keer dan swyg en hy bly net stil, want hy het geweet om 'n geheim te bewaar. Maar tot die laaste dag toe kom sy met allerhande manipulasie en sy oortuig hom om die uitleg aan hom te gee, en hy gee aan haar die uitleg, en hulle kom en hulle gee hom die antwoord, en die Bybel sê, en hy het so kwaad geword, en hy slaan 30 Filistyne dood, en hy vat hulle klere en hy bring dit vir die ouens. Hy hou ten minste sy woord. En die fight begin. Maar wat doen die pa van hy bruid? Hy vat haar, en hy gee hom vir sy strooijonker. En Samson gaan weg, en hy kom terug, om sy vrou te kom haal, en toe hy daar kom, het die vrou se pa die vrou weggegee, vir sy strooijonker. En die Bybel sê, hy het uitbeweeg, en die Filistyne wanneer het julle hierdie woord gehoor laas? Lende lam, geslaan. Het julle al gesien hoe lyk 'n tafel wat lende lam is? Ek sit nie op 'n stoel wat lende lam is nie, want hy gaan net onder toe gaan. OK? Hy slaan die Filistyne lende lam. En dan gaan hy huis toe. En hy kom in Gaza. En hier sien hy 'n prostituut. Julle, 'n man wat 'n Nasareërs gelofte gedoen het. Get stuck. Tussen sy gisters en sy môre. God se bestemming is, jy gaan Israel verlos. Maar waarmee hou hy hom op? En die Bybel sê, hulle omsingel die hele stad. Maar 12 uur die nag, toe staan hy op. En toe hy by die stad kom, toe is die deure gesluit. Nou dit is nie 'n deur soos daai ou deurtjie nie. Dis 'n poort. Die ding het houtrame, het 'n houtframe, het 'n kusyn so dik hout reg rondom, deure wat oopmaak so. En die Bybel sê, hy kom en hy voel die deur is gesluit, en hy vat daai deur en hy ruk dit uit die muur uit die kusyn, grendel en kusyn uit, en hy vat daar die deure en hy dra dit op die berg van woede. Maar weet julle wat is kwaai? Elke keer sê die Bybel, en die gees van die Here het oor hom gekom. So kan jy sien wat kon hy eintlik doen as hy net binne lyn gebly het met God. Maar hy wyk af. En dan vind hy hierdie vrou wat hy lief kry, sê die Bybel, en dis Delila. Maar Delila het ander planne. Sy soek geld. En sy neel by hom. Intussenin slaan hy 1000 Filistyne dood met 'n eselkakebeen. 1000 mense met 'n kakebeen. En dan kry hy hom by Delila, die derde vrou. En die Bybel sê, en die hoofde van die Filistyne bly by hom karring en hom sê, hoorie, so jy moet uitvind, wat is sy geheim? Want elke keer probeer hulle hom bind, en dan kom hy vry, en dan maak hy jokes, en hy sê vir haar, bind my met nuwe toue, sit 7 toue om my, en dan kom sy, en dan maak sy hom wakker, sê die Filistyne is op jou, en dan spring hy op, en dan sê hy goed val soos was van sy arms af. Maar daar kom 'n dag, wat hy nie meer hierdie manipulasie kon handle nie. En hy sê vir haar, my krag is in my gelofte met God. En die voorwaarde is, jy sal jou hare nooit sny nie. Het 7 vlegsels gehad. En sy maak hom op haar skoot aan die slaap, en sy roep 'n man, sy sny die hare af. En die Bybel sê, en toe beteel sy hom om te kyk of hy die waarheid gepraat, want tussen is hy die ouens laat kom. En hulle vang hom. Hulle steek sy oë uit. En die Bybel sê, en sy krag het onmiddellik verdwyn.
die Heilige Gees onttrek, omdat hy God bedroef. En hier staan die geweldige man, wat letterlik 'n paal in sy hand vat en die milies maal, in 'n tronk, verblind met 'n mes, sy oë uitgesteek, en elkeen wat by hom verbyloop spot en hulle hoon hom. Maar daar is geen krag en geen vermoë in Samson oor nie. En elke dag wat hy daar staan en maal, is ek seker in sy gedagtes het hy gesê, wat het ek gedoen? Waar het ek verkeerd geloop? Waarom? Maar dan kom maar 'n keerpunt. Die klomp vorste kom in 'n huis by mekaar en al die hoofde waar hulle Dagon wil aanbid en vir Dagon dankie sê dat hy gesorg het dat Samson in hulle hande kom. Dink aan die pyn terwyl hy daar loop, sy verblinding, dis donker, sy emosionele stryd, hierdie vrou het ek lief gehad, kyk wat het sy aan my gedoen, hoekom het sy dit aan my gedoen, hoekom het sy my verkoop vir geld, is dit nie maar wat Jesus met Judas ook deurgegaan het nie. En ek glo Samson begin bely, hy sê vir die Here, ek is jammer, maar dan is daar 'n vers, wat so mooi is, en hierdie vers sê, maar toe Samson se hare weer gegroei het, toe kry die Filistyne al hierdie owerstes by mekaar, en hulle laat haal vir Samson om voor hulle te speel, hulle maak 'n joke van hom, om hom te terg. En daar's 'n ou in sy hand, of twee mense in sy hand wat hom vashou, want hy kan nie sien waar hy loop nie, en hulle speel met hom, en dan val hy oor goed, en dan doen hulle dit, en hulle laat hom allerhande dinge doen. En dan skielik voel hy, my hare het weer gegroei. Here, ek is jammer. Ek moes nooit my hare gesker het nie. Ek moes nooit ons geheim vir die vyand gegee het nie. Is daar vanmôre iemand hier wat voel hoe jou hare groei? Jy is vasgevang tussen gister en jou môre, en jy vorder nie in jou geestelike lewe nie. Jy vorder nie in hierdie wêreld nie. Jy kom nie by God se plan vir jou lewe uit nie, want jy's vasgevang tussen gister en môre. Dan sê hy, Here, ek vra vergifnis. Maar gee my nog net een keer die krag. Die Bybel sê daar's 3000 Filistyne in daai huis. En hy sê vir die ou wat hom begelei, bring my tot by die steenpilare van hierdie plek. En laat my tussen hierdie pilare staan. Ek dink hierdie ou het gedink hy gaan nou wys. Hy gaan nou mos, hy is nou besig om te demonstreer, en hulle maak 'n grap van hom, en hulle spot met hom, terwyl hulle Dagon aanbid en Dagon se naam noem. Maar hier in sy binneste is hy en God besig om hierdie verbond wat hulle gehad het met mekaar in vervulling te bring. En in sy vergifnis groei sy hare, en staan Samson daar die dag, en hy sê vir hy man, laat my staan tussen hierdie pilare, my een hand om die een, en my ander arm op die ander, en of my een hand teen die een, en my ander hand teen die ander ene. En daar staan Samson in hierdie houding wat ek nou vir julle gee. Ek gee oor, Here,
ten volle aan U. Hy surrender sy lewe vir die eerste keer in sy hele lewe, gee hy oor. Vir die eerste keer in daai hele geskiedenis wat ek lees van hom, vra hy die Here wat moet gebeur, vra hy die Here wat hy moet doen, vra hy die Here om hom te help. Al die ander kere was dit instinktief wat hy dit moes doen, wat hierdie goed gebeur het, maar hier kom die Here en die Here help hom. In die Bybel sê, en hy sê, Here, maar ek het vir jou een vraag, laat my saam met hierdie klomp Filistyne sterwe. En dan sê die Bybel, en hy het hom gebuig. Hy het hom gebuig en teen daardie pilare aangelê, en die volgende oomblik begin die vloere kraak en daardie stene begin krummel en hierdie hele gebou tuimel in mekaar en Samson sterwe saam met 3000 Filistyne in die oogwink van 'n oomblik. En die Bybel sê net in daardie dag meer Filistyne gedood as dwarsdeur sy hele lewe. Hoekom? Want God het sy plan in daardie dag met hom tot uitvoering gebring. Maar iewerster tussen sy gisters en sy môre hak hy vas. Hoekom? Want sy prioriteite was verkeerd. Sy prioriteite was verkeerd. Soek eers die koninkryk van God. Soek eers God se wil, sy geregtigheid. Dan sal al hierdie ander dinge vir jou in plek kom. Hier sit vanmôre mense hier wat kan getuig. Ek het iewers vasgehaak in my lewe, maar die oomblik toe ek God vind, het hy my geposisioneer om te doen wat ek moet doen. As jy vir my 33, 34 jaar gelede gesê het, ek gaan op 'n kansel staan en vir mense preek, het ek vir jou gelag. Want dis nie my geaardheid nie. Ek is nie hierdie ekspressiewe mens, hierdie charismatiese leier, wat baie ander mense is en wat hulle vorentoe vat nie. Al wat ek het, sy gees en sy woord. En jy het dit ook. Maar jy het iewers vasgeval. Jy staan. Sê vir die persoon in hierdie week, jy moet loskom. God het 'n plan met jou lewe. As jy nie gaan loskom, en weet jy wat doen hulle? Hulle hardloop na ander mense toe wat profetiese gawes het. En vra hulle vir daardie mense, gee my net 'n woord dat ek weet wat die Here vir my sê. Ek het nie 'n probleem met 'n profetiese gawe en ek is absoluut vir dit. God het al baie in my eie lewe profeties gewerk. Maar God is nie kwaad vir jou nie. Vra die Here, hoekom is jy waar jy is? En wat moet jy doen as jy vorentoe moet gaan om sy bestemming wat hy vir jou beplan het te bereik? Maar Noag sê vir die engel, en daarmee sluit ek af, sê vir ons, wat is sy werk en wat is sy doel? Want as ek weet wat is sy werk en wat is sy doel, kan ons as ouers hom groot maak in daardie plan. Hoeveel keer faal ons as ouers nie ons kinders, omdat ons nie heeltemal weet wat God in hulle lewe wil doen nie. Daarom is dit noodsaaklik om dag en nag te bid vir hulle en vir die Here te vra. Miskien voel jy vanmôre, ek is vas. Ek
Ek weet nie vorentoe nie, ek weet nie agtertoe nie. Ek staan soos daai cruiser in die woestyn. Maar daar's 'n boot in die boks. Daar's 'n antwoord wat God daar gesit het. En die enigste manier hoe jy daarby gaan uitkom is om te hands op. Jou hande op te steek en te sê, ek gee oor, Here. Hande op, ek gee oor. Kom ons buig ons hoofde in aanbidding. Ek weet nie of al vanmôre iemand is wat sy hand wil opsteek en sê, ek is in daardie posisie. Daar's 'n hand wat opgaan, is daar nog hande wat opgaan, daar's nog 'n hand wat opgaan. Daar's hande wat opgaan oralste in die auditorium. Ek het vasgeval tussen gister en vandag. Wat wil God met my doen? Kom ons staan op ons voete en dan bid ek vir almal saam. Hemelse Vader, ek wil bid. So dikwels deel ons hart met die delillas van hierdie wêreld. En dan lek dit uit by die vyand. En dan is daar 'n aanslag teen ons. En Here, hier in Simson se lewe is daar 'n familiar spirit. Daar's 'n bekende gees wat hom die hele tyd agtervolg. Wat struikelinge voor sy voete sit. En ek wil bid in hierdie oomblikke, Hemelse Vader, dat U ons sal vrymaak van enige iets wat ons weerhou om die werk wat God vir ons bestem het te doen en die doel wat God vir ons bestem het deur te voer. Here, jy sit dalk vanmôre mense wat sê, ek weet nie wat is die werk en wat is die doel nie. Maar die woord verklaar dat U elkeen gemaak het met 'n spesifieke purpose, met 'n spesifieke doel, vir 'n spesifieke rede, vir 'n tyd soos nou. En Here, die enigste manier hoe ons kan uitvind is om vir God te vra en bidend na die Here toe te gaan met sy woord voor ons oop en vir die Here te vra, Here, wat is my doel? Wat is dit wat U wil hê ek moet doen? En Here, so baie keer is mense in besighede betrokke en hulle is suksesvol daarin. En ook Hemelse Vader in die sekulêre wêreld, en dit vat hulle tyd en dit neem alles in beslag. En dan wonder hulle, maar hoe gaan ek in my besige skedule nog goed inpas vir die Here? Maar min verstaan hulle, Here, dat hulle ook daar waar hulle is, die koninkryk kan uitbou en met wat God aan hulle toevertrou, die koninkryk kan uitbou, want Here, dis eerste prioriteit. En Here, ek dink aan 'n groot besigheidsman in Pretoria, wat sy lewe aan die Here gegee het. Vandag is hy 'n suksesvolle, briljante sakeman wat reg oor die wêreld konstruksie doen. En hoe dat hy in sy lewe 'n belofte gemaak het, Here, en vir die Here gesê dat alles wat U my gee, sal ek aan U die 10de deel teruggee, en ek bid dat U my sal seën, hoe meer U my sal seën, hoe meer sal ek die kerk seën, hoe meer sal ek God se koninkryk seën. Here, ons moet nie vasgevang wees in ons eie denke nie. Ons moet verstaan dat God kan ons op enige manier gebruik, waar ons is, met wat ons het. Want soek jy die koninkryk, bou jy die koninkryk van God uit, waar jy is, met wat jy het, wie jy is, daar waar jy is, dan sal God die res vir jou gee. En Here, dit is iets wat Simson aan die einde van sy lewe eers geleer het. En daar is vanmôre hande wat opgegaan het om te sê, Here, help my. Ek staan vasgevang tussen gister en môre, maar ek wil voortbeweeg.
En die enigste manier, Here, om vorentoe te beweeg is om gehoorsaam te raak aan God se woord. Die hare moet weer groei. En ek wil bid, Hemelse Vader, dat U elkeen sal help om God se plan vir hulle lewe te vind. Dankie, Here, dat U ons Vader in die hemel is. Ek wil vra dat U ons in hierdie dag, Here, naby ons sal wees en dat U woord in ons harte sal spreek en dat U net die koninkryk sal laat kom. Ons gee aan U al die lof, al die eer en al die aanbidding en ons eer U naam wat oor elke ander naam is. Verdaag ons in die liefde, bring ons op die bestemde tyd weer by mekaar, bewaar elkeen op hulle pad huis toe, Here. En hou U hand oor elke gemeentelid in hierdie kerk. Bewaar ons, bewaar hulle sekuriteit, Here. Beskerm hulle, Hemelse Vader, oral waar hulle is. Ek vra dit in Jesus se almagtige naam. Amen. Die Here seën jou, gaan in sy vrede en sy liefde. Onthou, jy's geroep vir 'n werk en vir 'n doel.